Ek gaan nie baie oor Mike sê nie, al wat ek weet, hy het al seker meer as 40 jaar se sending ervaring en hy was die hele wêreld deur en baie ervaring en die ander ding is ook hy doen navorsing. Dis sy forte is om te sien wat gaan aan sodat die wat werk kan meer inligting hê oor wat gaan meer effektief werk, waaraan moet ons werk en ook nie geïsoleerd net in waar jy werk uh, te bly nie, maar te weet hoe lyk die wyeer prentjie en dit is ook hoekom ons hom gevra het. Ek wil graag hê hy moet self so bietjie net sê van waar hy self oral gewerk het, so net so vinnig voor hy begin dat jy net beter want hy weet beter as ek. Dani, baie dankie. Kan ek gou my skerm help my gou as ek hom share, druk ek hier op share. Ja. En dan gaan ek na Dis die ouetjie toe. Dan sê jy net Ek moet hom seker maar net eers dan sê jy net weer share daar. Okay, ek moet hom seker net eers volmaak, nee. Ja. Daar's hy. Nee. Okay, gaan nou net weer terug. Hy is nie op daarso. Okay, daai ene share. Dan gaan ek hom nou volmaak. Goed. Daar's hy. Alright. Daar's hy. Ek het hom. Daar's hy. Ja, Dani, ja vriende, dis vir my 'n geweldige voorreg vir my en Helen hier so vanoggend. Ek voel so op 'n manier ek staan tussen reuse en dis altyd vir my 'n reuse voorreg om so ook op die skouers van ander mense na die wêreld te kyk waarin ons lewe. So dankie vir die voorreg, Dani, dankie vir die uitnodiging. Hoor, ons was nou maar baie jare by geopende deure betrokke. Ek dink vir iets soos 25 jaar. En daarna het ons 'n bediening begin genaamd In Konteks wat ons na wêreldgebeure gekyk het, nuusgebeure soos wat ons vandag beleef uit 'n koninkrykskonteks. En ek het leierskap oorgegee so 5 jaar gelede en ons is tans betrokke by 'n bediening genaamd Dialogos wat ook maar kyk hoe God beweeg in hierdie wêreld waarin ons lewe. So ek dink vanoggend ek hou van hierdie beginsel. Jy moet my nou maar verskoon, ek het in Engels voorberei. Maar iets wat vir my 'n wonderlike beginsel is die ballroom en balcony beginsel, die balkon en die dansvloer. Dit is altyd belangrik om op die dansvloer te wees, maar ook so nou en dan terug te staan en op die balkon te gaan staan en te kyk na die mense wat op die dansvloer die passies uitvoer. En ek dink vir julle vanoggend, veral wat so diep by Mosambiek betrokke is, wil ek miskien meer vanoggend so balkon perspektief skep om te sê hoe lyk die wêreld daar buite en hoe pas ons ook in ons bediening spesifiek dan in Mosambiek hierby in? Waar is God besig om te beweeg? Hoe identifiseer ons hierdie seisoene en hoe kyk ons dan baie spesifiek hoe ons in ons bediening deel word van dit wat God doen? So ek gaan sommer so vinnig na die vraag kyk wat jy vir my gegee het, Dani, vooraf. Die eerste een is bietjie meer 'n persoonlike vraag, dink ek, van watter rol speel geloof binne sending, en dan die vraag wat jy vir my gevra het, hoe gaan 'n gebroke persoon te werk om vir soveel jare in sending betrokke te wees? En ek dink dis 'n baie diep vraag daai. Dis 'n baie persoonlike vraag. Ons is nou Ek is volgende jaar, die Here baie dankbaar dat volgende jaar is my 50 jaar van voltyds in sending. En wat 'n ongelooflike voorreg vir my en Helen om ook in hierdie jaar te sien hoe die wêreld verander het, hoe God seisoene gebruik het en hoe ons kon deel wees daarvan. So hoe gaan dit? Jy weet, ek wil maar begin deur te sê, iemand het verlede jaar vir my gesê as jy 'n vraag antwoord, begin altyd deur te sê vir my. Is dit. Jy weet, as iemand vir jou sê, hoe was die kos geweest, dan sê jy, vir my was dit lekker. Dit beteken nie die kos was lekker nie, maar vir my was dit lekker. Jy weet, is dit 'n mooi rok wat ek dra? Wel, vir my lyk dit goed. Jy weet, so ek sal graag hierdie een vraag wil begin deur te sê, vir my, het die Here spesifiek die begin van hierdie jaar 2 woorde in my hart kom plaas. Die eerste woord is compassion en die tweede een is beauty. En ek dink dis 2 beginsels wat ek in my hart wil uitlewe om hierdie sending passie in my hart lewend te hou, is dat waar ek ook al gaan, dat dit nooit vir my 'n taak word nie, 'n duty word nie, dat dit nooit vir my 'n teologiese
benadering word nie, maar dat dit altyd gaan oor die medelee wat ek in my hart dra. Iemand het eendag gesê, sending is eintlik maar net een bedelaar wat vir 'n ander bedelaar vertel waar om kos te kry. En dat ek altyd daai medelee in my hart sal dra, dis die eerste ding wat in my hart lewe. Maar die tweede ding wat in my hart lewe is dat ek die skoonheid van Jesus op 'n daaglikse basis aan mense rondom my sal openbaar. Dat my getuienis vir my prioriteit in die lewe sal word. En dit is veral dan ook vir 2025 wat in my hart lewe. Dis my 'n mooi, ek dink as ons daarna kyk, compassion displays the goodness of God and beauty displays the God of goodness. Compassion is what you display and beauty is who you are. En dit lewe in my hart. Compassion is acting like Christ, beauty is becoming like Christ. En ek dink net vriende wat in my hart lewe is dat in hierdie seisoen waarin ons lewe met Israel Gaza, met meneer Donald Trump aan die een kant, met Rusland en die Oekraïne, en ons kan 'n hele dag daaraan spandeer, is die kerk nie noodwendig afwesig in sy stem nie. Maar ek dink nie die kerk reflekteer altyd die Christus wat ons bely nie. Daar's soveel mense wat hulle opinies en standpunte wil duidelik maak op sosiale media, maar die gesindheid van Christus kom nie altyd na vore nie. Ek verwys baie keer na 'n refleksie en 'n refraksie. 'n Refleksie is om 'n suiwer beeld te weerspieël. 'n refraksie weerspieël ook 'n beeld, maar dit is 'n verwronge beeld. So as jy voor daai spieëls gaan staan by die kermis wat so gebuig is, dan maak dit jou mos vet of maar. Partykeer reflekteer ons Christus, maar dis meer 'n refraksie dan wat dit 'n refleksie is. So dis vir my persoonlik belangrik om te weet dat medelee is hierdie uitwaartse uitbeelding, terwyl skoonheid is hierdie innerlike refleksie. Compassion is where generosity is born, beauty is where generosity is conceived. En dan is dit vir my belangrik, compassion is baie keer oor die les in ons lewe in die ander een les. So compassion, vriende, as jy in die skrif lees, is dit vir my een van die mooiste skrifgedeeltes in die hele Bybel. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of all compassion and the God of all comfort. Ek dink nie daar's een ander geloof wat kan getuig dat hulle 'n God dien van empatie en medelee nie. Nie die God van Islam nie die God van Hindus nie eers die Joodse God. Is die God wat ons bely as 'n God van medelee nie. En dan ook maar net om dit mooi te verduidelik, as ons praat van compassion, en dit weet julle, die woord compassion is kom wat beteken met, en pati wat beteken om te ly. As ons praat van the passion of Christ, dan praat ons natuurlik van die suffering of Christ. So die Afrikaanse woord is natuurlik die perfekte woord wat sê medelee. En medelee en simpatie is nie dieselfde ding nie. Simpatie voel jy jammer vir iemand, medelee voel jy jammer met iemand. En daar is so 'n groot verskil. As ons kyk na skoonheid, 1 Petrus 3 vers 3 tot 4 sê, your beauty should not come from outward adornments, such as elaborate hairstyles and the wearing of gold jewelry or fine clothes. Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in the sight of God. En wat 'n wonderlike voorreg weer eens. Ek is so bewus van hierdie tye waarin ons lewe. Richard Rohr said that Christianity operates best by attraction. Just set the light on the lampstand, and if it's good, and if it's real, and if it's beautiful, people will come. En vriende, waar ons nou baie betrokke is in die Midde-Ooste, veral in Lebanon en Syrië in hierdie tyd, 'n week van vandag is ons weer op pad Midde-Ooste toe, dan kom ons agter dat dit wat aantrek, is die kragtigste getuienis binne die koninkryk van God. Nie om mense te vertel hulle gaan hel toe as hulle nie vir Jesus ken nie, maar om vir mense te vertel, as julle Jesus ken, dan het julle ewigheid saam met hom. Daai aantrekking is die skoonheid. What does the world look like today, Dani? Ek dink jy moet vir my 'n week gee om hierdie een aan te spreek oor we are building the kingdom of God. Ek dink vriende, die wêreld wat ons aan sending bekend gestel het 50 jaar gelede bestaan nie meer nie. Daai wêreld is weg. Ek dink
om daar nie sal saam kan bely dat goeiste as ons net kyk wat vandag met tegnologie aan die gang is, die wêreld van Islam het verander, kommunisme wat dood is, nog nie begrawe nie, maar wat dood is, Islam wat opgestaan het, en ons lewe net in 'n wêreld van verandering, en ons gaan bietjie daarna kyk, maar miskien, ek het gedink die beste wat ek dit miskien kan verduidelik, is om te begin met een of twee vrae, en as ek begin met hierdie vraag, dan is die vraag, die grootste rock concert, die grootste rock konsert in 2021. As jy hierdie vraag vra, as ek dit nie geweet het nie, sou ek dit nie kon antwoord nie. Ek wonder hoeveel van julle weet die antwoord, die grootste rock concert van 2021, waar het dit plaasgevind? Saudi-Arabië. Nou, 2 jaar voor dit was dit onwettig om in 'n restaurant musiek te speel. Maar met Mohammed bin Salman, die prins van Saudi-Arabië, wat weet, as hy nie op hierdie stadium die jeug betrek in sy land nie, gaan Islam tweede kom, hierdie was 'n keerpunt binne Islam gewees, 'n keerpunt. Die grootste rockkonsert van wêreldwyd, in 'n land soos Saudi-Arabië, en ek het van die video's gekyk, en jy kan dit net nie glo nie, hoe die musiek gespeel word, en die meisies dans met amper niks aan nie, en as die oproep tot gebed kom, dan stop die musiek, almal gaan op hulle knieë, almal bid, vrouens maak hulle self toe, en sodra die tyd van gebed weg is, dan dans hulle weer voort. As jy dit vir my gesê het 5 jaar gelede, so ek gesê het, jy lewe in 'n droomwêreld. Maar wat ons mekaar sê, is dat die geesteswêreld binne die Midde-Ooste is besig om te verander. En die tweede vraag is, die tweede vraag is, die grootste moskee in die suidelike halfrond, waar kry jy hom? Natuurlik in Midrand, net buitekant Johannesburg, tussen Johannesburg en Pretoria, kry jy die grootste moskee in die suidelike halfrond, die Nizamiye kompleks, wat natuurlik gebou is met al die fondse uit Turkye in die Midde-Ooste. Maar jy sien die skuif van Islam, wat redelik dramaties besig is om plaas te vind. Jy vind 'n sekularisering van Islam in die wêreld vandag, wat ek dink ons as Christene bekommerd is oor die Christendom van die sekularisering in Europa, maar sien Islam vandag in die Midde-Ooste. En dan hierdie vraag, watter land per capita stuur die meeste sendelinge uit? Nou per capita, Amerika stuur nog steeds die meeste sendelinge uit, maar in verhouding met die kerk, watter land stuur die meeste sendelinge uit? Korea. In 'n goeie raaiskoot, Korea is 5de op die lys, die nommer 1 op die lys is Palestina. Palestina per capita, as jy na die syfers kyk, van die 52.000 lidmate van die Palestynse kerk in Gaza, stuur hulle 270 sendelinge kruiskulturele. Dis per capita die meeste, dit was natuurlik voor die oorlog. Dit gee net 'n heeltemal 'n nuwe begrip. As jy kyk, soos jy terecht daar gesê het, Suid-Korea is nommer 5de op die lys. As jy kyk na lande wat sendelinge uitstuur, dan vind ons meeste lande vandag per capita lê buite die westerse wêreld. Soos daar's 'n dramatiese skuif besig om plaas te vind. En dan die vraag, in watter land per capita groei die kerk die vinnigste? En dit is Iran. Iran, as ons vandag na Iran kyk, dan kyk ons konservatief, praat hulle van minstens 2 miljoen bekeerlinge in die ondergrondse geheime kerk. Dis 'n geheime kerk, so niemand weet regtig hoeveel nie. Maar wat ons wel weet is dat daar 'n groei ongekend is. En ons gaan nou 'n bietjie daaroor gesels. So vriende, daar's 'n dramatiese skuif besig om plaas te vind. As ons kyk na die wêreld vandag, dan lyk die wêreld soos volg: 239 waarvan 194 internasionaal deur die Verenigde Nasies erken word. En van daardie lande is 118 lande is Christen meerderheid en 48 lande het 'n moslim meerderheid. Ons kyk na so 17.000 mense groepe in die wêreld vandag, dit weet julle. Dis hoekom julle so belangstelling in Mosambiek het, want ons kyk na die onbereikte of ongeëvangeliseerde mensegroepe, en van daardie 17.000 is so 7.382 steeds onbereik met die evangelie van Jesus Christus. Ons taak bly enorm as 'n kerk.
en ons kan dit net nie misken nie. 3 uit elke 5 mense wat in daai sirkeltjie daarbo woon. As jy net kyk na Indië byvoorbeeld, is daar meer onbereikte mensegroepe, meer onbereikte mense in Indië dan die totale populasie van Afrika. Ons lewe in 'n wêreld waar daar 'n geweldige behoefte is aan mense soos julle wat die taak van die Here ernstig opneem. As ons kyk na armoede in die wêreld, dan is dit belangrik dat ons weet ook die rol wat Mosambiek hierso speel. Van die 25ste armste lande in die wêreld is 23 in Afrika. As ons net kyk na die lande, dan sien ons nommer 1 is Burundi, nommer 2 is Sierra Leone, nommer 3 is Malawi, die CAR, en natuurlik daarso sien ons Mosambiek, die 9de armste land in die wêreld. En natuurlik as ons praat van armoede, dan praat ons nie net van 'n gebrek aan geld nie. Ons praat van die hele Human Index, Human Development Index, wat ons praat van opvoeding, ons praat van medikasie, ons praat van alles wat daarmee gepaard gaan, werkloosheid. En as hierdie komponent na gekyk word binne 'n land, dan weet ons 'n land stel ons onmiddellik bloot tot radikalisme. En dan sien ons hoe die jihadisme inbeweeg van die noorde af. Wat van die Christendom? Ek dink hierso begin ons opgewonde raak oor Afrika met sy uitdagings. As ons kyk na Afrika, as ons kyk na die groei van Christendom, dan sien ons die persentasie van Christendom oor die afgelope 120 jaar het nie veel verander nie. In 1900 was 34% van die wêreld Christen, of het bely hulle is Christen. In 2020 was dit 32%. So die persentasie bly naaste by dieselfde. Maar daar is 'n dramatiese skuif in die demografie. As ons net byvoorbeeld kyk na 1900, het die wêreld se Christene soos volgelyk. Meeste Christene in Europa, baie min in Afrika, baie min in Asië, en dan was Noord-Amerika en Latyn-Amerika natuurlik daar. As ons kyk in 1970, sien ons die kerk groei in Europa, die kerk groei in Amerika, maar ons sien 'n eksponensiële groei in Afrika, Asië en Latyn-Amerika. As ons kyk na die jaar 2000, dan sien ons die groei word kleiner in Europa en Noord-Amerika, maar die groei word eksponensieel groter in Afrika, Asië, Latyn-Amerika. 2023 lyk dit so, en teen 2025 sê die Pew Foundation gaan dit so lyk. En nou kan julle net kyk na 1900 en 2050, waar ons sien waar die kerk gaan staan, is Afrika die kontinent wat meer Christene gaan huisves dan die hele Europa en Noord-Amerika saam. En dit het geweldige implikasies. Dit het teologiese implikasies, dit het getuienis implikasies, dit het sending implikasies, en ek dink ons lewe in 'n geweldige opwindende tyd in hierdie kontinent Afrika. Ons kyk onsself baie keer vas teen die politiek, teen die ekonomie, maar ons mis die geestelike dinamikas wat besig is om plaas te vind. Die top 10 lande waar Christendom die vinnigste groei, in getalle, hierdie is nie per capita nie, hierdie is in getalle, sien ons 5 is in Afrika, 4 is in Asië, 1 is in Latyn-Amerika, 5 is in lande waar Christene vervolg word, 1 is in die grootste moslimland in die wêreld, 1 is in die grootste hindoeland in die wêreld, dis natuurlik Indonesië en Indië, en geen is in die westerse wêreld, vry ontwikkelende wêreld nie. So, die ontwikkelde wêreld nie. So ons sien waarlik op hierdie stadium dat God beweeg waar daar 'n behoefte uitgespreek word aan God. Here help ons. Ek dink nie ons moet in ons eie land misken baie keer hoe die omstandighede nog steeds mense noop om Jesus in hulle lewe te verwelkom nie. 3 baie belangrike tendense wat volgens die International Bulletin of Mission Research uitgegee word, is die eerste belangrike tendens is mense word meer godsdienstig, nie noodwendig meer Christen nie, maar meer godsdienstig. Daar's vandag minder ateïste in die wêreld dan in 1970. Daar's vandag 147 miljoen, daardie jaar in 1970 was daar 165 miljoen. Mense word meer godsdienstig, mense word minder
tradisioneel. In 1900 was minder as 1 miljoen van die wêreldse Christene Pentecostal. By 2050 sal dit 1 biljoen wees. En dan die derde tendens is dat teologie is besig om minder westers te word. En hierdie is geweldig belangrik as ons na wêreldbeskouings kyk. Die westerse wêreld van reg en verkeerd, die Afrika wêreldbeskouing van mag en vrees, die Midde-Oosterse wêreld van eer en skande. Dan sien ons daar's 'n dramatiese skuif van die westerse teologiese benadering van die evangelie van Jesus het ons kom regverdig. Ons sien vandag in die Midde-Ooste, daai evangelie het geen penetrasie nie. In die Midde-Ooste praat jy van Jesus het aan die kruis gesterf vir jou skande. En in Afrika is dit natuurlik Jesus met die dood aan die kruis het die dood oorwin. Hoe lyk Mosambiek? Nou hierso dink ek kan julle vir my meer insig gee dan wat ek het, maar ek dink tog dis belangrik om miskien net so 'n bietjie van buite kyk. Ons ken almal die demografie, 57 mensegroepe, julle ken dit, 11 onbereik. Hierdie is volgens die Joshua Project, 34 miljoen die populasie, waarvan 3,6 miljoen onbereik is 10% van die wêreld van Mosambiek se populasie. Die hoofgodsdienst steeds Christendom, natuurlik gemeng. Die Engelse woord is syncretisy, so die animisme, die voorvader aanbidding wat gemeng word, maar nog steeds is daar 'n penetrasie van die Christendom wat ek dink baie belangrik is, en baie belangrik, en dis iets wat ek ook dan net wil noem, is op die wêreldranglys van geopende deure is Mosambiek 37ste op die lys as die mees geslote land in die wêreld. Die diversiteit van godsdiens, dit ken julle ook, Christendom 49%, etniese godsdiens 28%, 29%, en Islam 'n baie klein persentasie, relatief, maar speel 'n baie groot rol binne Mosambiek. Ateïsties, non-religious 3%, en dan kry jy baie klein populasie, Hindoeïsme, Boeddhisme en ander. As ons vandag kyk na vervolging, dan wat belangrik is om te verstaan dat Mosambiek, as ons kyk na die punteskaal wat toegedien word deur geopende deure, was dit redelik konsekwent. Die punteskaal wat hulle toegedien het is omtrent 68, maar hy het gegroei in vervolging van 45 na 41, en natuurlik hoe laer raak hy aan die mees vervolgde land. 2023 was hy die mees vervolgde wat hy nog was, op 32ste. Vandag staan hy op die 37ste mees geslote land. Wat belangrik is dat geopende deure meet hom met pressure points en violence levels. Alhoewel hy relatief stabiel was binne sy pressure points, het die violence score geweldig toegeneem. So ons sien dit het toegeneem van 'n vlak van 15 punte na 15,9 punte, wat 'n redelike dramatiese groei in geweld is. So wat ons binne Mosambiek sê, en dit weet almal wat binne Mosambiek natuurlik is dat geweld neem toe. En geweld neem toe vir verskeie redes, maar dit bring ook sekere mates van vrees, en natuurlik veral as Christene onthoof en vervolg word. Hierdie is vir my krities belangrik. Wat maak Mosambiek so strategies? Vriende, ek dink net soos, en julle weet dit so goed soos ek, maar net soos Christendom 'n visie het om die wêreld met die evangelie te bereik. Die uitnodiging wat Jesus aan sy kerk gegee het, om die evangelie en die getuienis van Jesus uit te dra, het Islam presies dieselfde visie. En alhoewel die hele noorde van Afrika aan Islam behoort, sien ons vandag dat die suide van Afrika behoort aan Christene. En Islam het 'n visie om die suide van Islam en dan veral die suiderpunt van Afrika vir Islam te bereik. En die enigste manier hoe hulle dit kan doen is om die platform van Zanzibar, die eiland buite Tanzanië, as soort van 'n launching pad te gebruik om radikalisme
na die suidpunt toe te stuur. En die enigste brug wat hulle kan oorkom is Mosambiek. En daarom is dit nie toevallig dat ons veral in die noordelike gedeelte van Mosambiek die vervolging sien wat ons sien nie, die redelike dramatiese en gewelddadige penetrasie sien nie, want daar is 'n baie intentionele doelwit om die suide van Afrika met die boodskap van Islam te bereik. En as Islam dit regkry, dan is al die lande tussen die noorde en die suide behoort dan aan Islam. So ons is besig met 'n geestelike stryd. Julle weet dit, ek weet dit. Hierdie is nie 'n stryd vir vlees en bloed nie. As SWAP en hierdie ouens ISIS van Wes-Afrika aanbeweeg, dan is dit nie dit manifesteer as fisiese geweld, maar dis 'n geestelike stryd waarby ons betrokke is. En daarom is elke voetspoor in Mosambiek wat deur 'n sendeling of deur 'n predikant of deur 'n pastoor getrap word, op hierdie stadium van kardinale en essensiële belang. En ek wil net vir elkeen wat daarbey betrokke is sê, wel gedaan. So the battle of the hearts and the minds of the people of Africa are entering this new season. En dit is krities belangrik dat ons dit verstaan. En wat my betref, net een oplossing, en dit is om het in Engels te sê, a vibrant, God-centered church reaching out to their Muslim neighbors. Ek gaan hiermee afsluit, die tendense, armoede. Mosambiek is die 9de armste land in die wêreld, with a life expectancy of less than 60 years, wat geweldig min is, en 'n GDP per capita van $1,200 per jaar. Opvoeding, vriende, opvoeding. Hierdie is vir my redelik skrikwekkend. The primary school enrollment is 99%, maar minder as helfte van die studente maak hulle laerskooljare klaar. So jy sit met 'n geweldige uitdaging van mense wat nie opvoeding het nie. En dan laastens sit jy met die jihadisme. En vriende, as jy hierdie drie kombineer, jy kombineer armoede, 'n gebrek aan opvoeding en radikalisme, dan sit jy met 'n geweldige uitdaging. Want jihadisme en radikalisme ry op armoede. Hulle ry op ongeskooldheid. En dit is soos 'n spinnerak web hierdie, wat mense vasgevang word waar hulle nie kan uitkom nie. So weer eens welgedaan vir elkeen wat 'n voetspoor in Mosambiek trap. Vriende, welgedaan vir julle betrokkenheid daar, want elke voetspoor daar bied 'n oplossing vir die toekoms. The insurgency caused by the suspension van die 60 biljoen Amerikaanse belegging gaan bydra tot hiertoe. Mag die Here vir julle seën op julle uitdagings, mag die Here vir julle seën op julle betrokkenheid en julle werksaamhede. Dit is regtig vir my 'n voorreg om vanoggend te kan sê, ek kon ook 'n bietjie vir julle so van die balkon af net 'n insig gee daar op die dansvloer waar julle dans. En ek hoop die groter prentjie het ook so 'n bietjie oë oopgemaak daar. Danie, baie dankie. Van my kant af, Mike, dit laat 'n mens voel jy dans anders. Baie dankie dat jy hierdie statistieke inligting met ons gedeel het. Ek dink dit verander so klein bietjie in hoe mense strategies dink in die werk wat jy doen. Maar ek wil tog vra, ons het 5 minute ekstra gegee, wat ons kan net gou kyk of daar vrae is van enigiemand. Ek sal julle unmute as julle julle hand opsteek of iets, aanduiding gee, dan kan julle 'n vraagie vra as julle vir hom iets wil vra. Hallo Herman, miskien net die een opmerking wat ek sien in Mosambiek is 'n ongelooflike groei in Islam, oral, op platterlande, gebeure, plekke waar nooit jy 'n mosk gesien het, of moskee of wat ook al nie. Deesdae, soos nou hier in Masia, is 'n moskee wat ons in die oggend wakker maak, wat jy nooit kon verwag het. So, hulle het regtig 'n manier, jy sien klein moskeesie, by die honderde oral so uitbrei, so langs die paaie vanuit Cabo Delgado en ander plekke. So ek dink dit is regtig 'n strategie van hulle wat op 'n ander manier werk. Hulle gebruik opvoeding, hulle gebruik kos, hulle gebruik kinders, kleuterskole en sulke goed
om in Christen gemeenskappe in te kom. En ek dink die normale Mosambiekse ou is blind vir dit wat gebeur. Ek bedoel in plekke soos Nakala waar Grant is en so en is dit obvious, né, maar hier op ander plekke waar dit tradisioneel Christene is en net sien die ongelooflike groei van die publieke aktiwiteite van Islam is regtig skrikwekkend. Grant, jy wil iets sê, ek sien dit sommer. Ja, ek dis dieselfde as Andries, nie soveel 'n vraag as 'n bydra. Ek het hierdie toespraak van Mike ongelooflik geniet. Dit het my regtig 'n breë prent en idee gegee van wat teen ons is en hoekom, jy weet, daai 18% is basies hier in die noorde waar ons is. So as 'n mens hier bly, dan begin dink jy maar hierdie land is net moslim, jy weet, of moslim, maar dit is nie so nie, maar dit lyk so uit ons perspektief uit. Maar wat ek wil sê is dat dis 'n snaakse ding, want daar in die Christen gedeeltes waar mense moeg vir hulle tipe godsdiens is, ek dink hulle verstaan nie regtig wie Christus is nie in daai tipe godsdiens baie keer nie, en so hulle is bietjie meer oop vir, en ook deur die armoede is hulle meer oop vir Islam. Want ons streek is ons besig vir al hierdie jaar om te vaar dat die moslems moeg is. Hulle is regtig moeg. Hulle is gaar vir hulle godsdiens. Jy weet, hulle begin vir ons sê al die jare bid ons in 'n taal wat ons nie verstaan nie. Verduidelik vir ons asseblief. Hulle is baie meer oop as ooit tevore. So dis snaaks. Die een tendens in die Christengebiede is dat Islam is aan die groei, en in ons gedeeltes is dit die teenoorgestelde. So ja, die Kimwani kerk wat verlang baie teen Christendom was, radikaal teen, is vir die eerste keer in die afgelope 5 jaar, daar's nou gemeentes, daar's Christen groei onder hulle soos nooit tevore nie. So dieselfde hier onder die Naras. So dit is die positiewe kant. Ek wou dit net sê. Ja. Ja, dankie Grant. Ek wil net vinnig daar kommentaar lewer, want want dis vir my amazing. Dis presies wat ons sien as ons Sirië toe gaan. As ons Libanon toe gaan. Die amazing ding wat ons in Sirië beleef het, is dat kerke is besig om te ontplof. Die een kerk wat ons besoek, kan jy nie in die kerk inkom nie, want die hele voorportaal is volgepak met moslems wat daar sit. En ons het die vraag gevra hoekom, en hulle het presies gesê wat jy nou sê, die moslems is moeg. Want hulle sê, dis nie die Weste of Christene wat in Sirië die hartseer veroorsaak het nie. Dit was Moslem ISIS en Moslem Bashar al-Assad. En dit was moslems wat in die middel vasgevang is. En almal is vandag vlugtelinge as gevolg van moslems wat moslems doodgemaak het. En hulle het gesê, we tired of Islam. En dan kom hulle in Libanon in, en dan is hulle vyand, die Christene daar, wat staan met oop arms en sê, welcome, jy weet, Ahlan wa sahlan. En dan sê die mense, my vriend het my vyand geword, en my vyand het my vriend geword. En dit was dit is vir ons verstommend om dit te beleef, dat daar's hierdie skuif besig om plaas te vind, want moslems tot 'n groot mate is redelik ontnugter deur Islam, wat op hierdie stadium verantwoordelik is vir die groot staatsheer. Ja, so dit is goed om te hoor, Grant, dat dit ook in Afrika is pretty much useless hoor. Johnny, jy wil 'n vraag vra? Ja, ek was regtig verbaas en opgewonde oor daardie grafiek oor die ontwikkeling van Christendom in die wêreld, en dat die hoogste ontwikkeling in Afrika plaasvind. Ek sou graag ook 'n soortgelyke grafiek van die moslems wil sien, hoe die moslems ontwikkel oor die wêreld en hoe dit dan vergelyk met die Christendom. Ja, ek kan vir jou die antwoord daarop gee. Islam groei vandag redelik vinnig, maar grootendeels weens geboorte aanwas. En jy kry 'n groot groei van Christendom, van Islam in die westerse wêreld, terwyl die statistiek wat jy uit die Midde-Ooste kry is nie noodwendig altyd gebaseer op bekerings nie, maar uit die aard van die saak deur geboorte aangroei. So, maar ons sien dat Islam groei in die westerse wêreld,
Jou lande waar Islam steeds die vinnigste groei sal 'n land wees soos Indonesië, eenvoudig omdat dit die grootste moslimland in die wêreld is en daar's 'n groot aanwas. Maar soos ons rondbeweeg, kan ek regtig vir jou sê, Johnny, ons beleef iets dramaties in die Midde-Ooste op die oomblik. Net om 'n idee te gee, as jy kyk na Libanon waar die oorlog woed op die oomblik, dan vra ons baie keer, Here, wat is besig om daar te gebeur? Dan vertel die Christene daar vir ons, omdat moslems in moslimkwartiere bly en Christene in Christenkwartiere, was daar nooit juis 'n kruisbestuiving nie. Maar ewe skielik begin Israel bomme gooi op Hezbollah en jou moslimgemeenskap spat uit mekaar uit en die een predikant daarso sê vir ons in hulle gemeente op 'n Sondagoggend sit daar net Shia moslems. Want vir die eerste keer het hulle uit die Shia woongebied uitgevlug, hulle het in 'n Christengebied ingekom, daar's uit die aard van die saak nie moskees nie, en nou gaan hulle 'n plek van aanbidding toe en hulle word gekonfronteer met die evangelie van Jesus Christus. So ons sien 'n dramatiese skuif in die Midde-Ooste, ek dink wat my baie maak. Jou ander uitdaging is, as jy kyk na die lande waar Christendom groei, is dit nie westerse wêreld nie. As jy kyk na lande waar ateïsme die vinnigste groei, is dit in Europa vandag. So ons sit met hierdie counterbalance ook. Dankie Mike, waardeer jou tyd en dankie dat jy kon vrae beantwoord het. Ek nooi almal uit om met my kontak te maak as julle nog vrae het. Ek wil net gou-gou die programmetjie share met julle.